Daar sê, ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat U elkeen van ons geseën het. Dankie vir elkeen van ons wat vandag hier is. Here, vir ons wat na die woord luister op YouTube, op WhatsApp of op Facebook. Here, my gebed is, Heilige Gees, laat U met elkeen van ons sal praat vanoggend. Here, laat U met ons sal praat oor die woord vergenoegd. Lord, that we will know that we have is enough. Wees met elkeen van ons. Here, seën my lippe, seën vanoggend se diens, seën vanoggend se woord. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom by vandag se diens. Ek het laasweek met julle gedeel oor 5 maniere om jou tong te tem. En ek het gesê dat daar mag en krag is in ons woorde. Ons woorde kan of opbou of afbreek. En die stel, met die terugvoer hierso, het ek nie daai skrifgedeeltes gegee nie. Ek het 'n skrifgedeelte gebruik, Spreuke 18:21 in die 53 vertaling, wat vir ons sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En ek het 5 punte genoem, gedeel met julle hoe ons tonge kan tem. En die eerste een was gewees, wy jou hart, gedagtes en tong aan die Here toe. En ek het die genoem dat dit wat binne in ons is, dit wat in jou hart is, praat ons. En ek het gevra, waarmee maak jy jou hart vol? Jy sien nou soveel baie negatiewe dinge. Dis so vinnig om negatief te raak. Waarmee maak ek en jy ons hart vol? Die tweede een, bid dat die Here jou bewus maak van jou woorde. En hier het ek gesê dat jy, as jy iets sê, dat jy dit met boldness sal doen. En in Engels sê ons, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord. Jy sien in daardie skrifgedeelte som alles op. Alles. Let the words of my mouth and the meditation of my heart. Want jy sien, the meditation of my heart, as my hart vol van die verkeerde dinge is, gaan ek nie die regte goed spreek nie. And it's not going to be acceptable to God. Die derde een, gee jou reg om te kla op. En ek weet, hierdie is a difficult one. En hier het ek gesê dat ek en jy nie entitled is om te kla nie. Julle sien, ek en jy het soveel om voor dankbaar te wees. En ek het hier genoem ook dat mense hou nie van negatiewe mense nie. Jy sien, as ek die hele tyd tussen negatiewe mense is, dan soek ek 'n escape. Want as ek sien, hier kom Yvonne. En as Yvonne aankom, dan weet ek, ek weet nie waaroor sy nou weer gaan kla nie. Laat ek eerder omdraai en wegloop. En dis nie hoe ek geken wil wees nie. Die vierde een, vra vir vergifnis vir enige verkeerde woorde of attitude. En hier het ek gesê dat ek en jy baie foute maak. Ek het gesê dat ek en jy moet opstaan. En waar ons verkeerd was, moet ek en jy dit erken. Jy sien, dis een van die moeilikste dinge ook om te doen, is om te erken dat ek 'n fout gemaak het. En ek is eerlik met julle, ek is een van die persone wat sukkel met daai. Jy sien, waar ek verkeerd was, moet ek en jy dit erken en vir verskoning vra. En die laaste een was gewees, oefen om woorde te spreek wat aanmoedig, troos, stig en inspireer. En hier het ek gesê dat Efesiërs 4:29 en die 53 vir ons sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En ek het afgesluit deur te sê dat ek en jy meer tyd in God se woord en in God se teenwoordigheid moet spandeer. En 'n belangrike punt, as ek en jy nie iets goeds kan sê nie, bly eerder stil. And I know that is difficult. Ek weet dit is baie moeilik.
Ek is hierdie week deur dit. Ek het eerder stil gebly. Want ek het geweet, if I unleash it, man, it's going to be wild. Wel, vandag wil ek deel oor 'n woord vergenoegdheid. En kan ek sê dat ons as mens geken word deur onvergenoegdheid. Dis hoe ons geken word. Maar is groot woorde hierdie, né? Maar onvergenoegdheid is dat ek nooit tevrede is met wat ek het nie. Ek wil altyd beter hê. Ek wil 'n beter werk hê, sodat ek meer betaal kan word. Ek soek 'n beter motor of 'n motorfiets. Ek wil graag beter rolballe hê, want die balle wat ek het is nou nie meer so nice nie. Come on people, is dit nie waar nie? As ek julle elkeen vandag vra, is daar iets wat jy beter wil hê? En elkeen van julle gaan vir my sê, ja. Ja, ek wil beter hê. Julle sien ons leef vir beter vakansies, 'n beter naweek, en ons raak nooit tevrede nie. Is dit nie waar nie? Ons raak nie tevrede nie, want ons fokus op die wie meer het as ek. Wel, wat beteken die woord vergenoegd? En weer eens, ek het gaan Google, en Google sê dat vergenoegdheid beteken tevredenheid. Geluk en vrede met jou huidige omstandighede. Dit is 'n innerlike gesindheid, waar jy genoeg het met wat jy besit, sonder om konstant meer of rykdom na te jaag. That you are satisfied with what you have. En kan ek vra, en niks leliks nie, show of hands, wie is tevrede met wat ons het? Well done. Well done. Well done. Maar as ek weer die vraag vra, sal jy beter wil hê? Ek sien daar's 'n paar wat sê ja, ek sal like van 'n beter motorfiets, ek gaan nie stry nie. Ek gaan like van nuwe rolballe, ek gaan nie stry nie. Ek gaan like van, ja, let's stop there. Jy sien, en dis powerful. Paulus sê vir ons in Filippense 4 vers 11 en die 53, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ja, hoekom Paulus hierdie woorde sê? Julle sien, Paulus het geweet dat vergenoegdheid lê nie in wat hy het nie, maar wie hy is in Jesus. Kan ek dit weer sê? En hierdie is bitter belangrik. Paulus het geweet dat vergenoegdheid lê nie in wat hy het nie, maar wie hy is in Jesus. Julle sien, wanneer ek en jy in 'n lewende verhouding met Jesus is ek vergenoegd. Ek weet dat ek niks kort kom nie. En ek weet dat Jesus genoeg is vir my. En as ek vandag vir julle vra, weet julle dat Jesus genoeg is vir julle? Sal julle almal julle hande opsteek en sê, yes, we know it. We know it. Jy sien, vir die Christen is vergenoegdheid dat ek weet dat as ek Jesus het, ek het genoeg. I don't need anything more. Al mag dit lekker klink, al mag ons drome hê, as ek Jesus het ek alles. Hoe kan ek vergenoegd wees? Vergenoegdheid kom wanneer ek en jy eerlik kan sê, soos Paulus vir ons sê in Filippense 4, vers 12 tot 13 en die 53. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Om versadig te word, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Julle sien, vergenoegdheid word aangeleer. Ons word nie daarmee gebore nie. Dit is ook nie 'n geskenk nie. Julle sien, ons tendens as mense is dat ons na dinge soek
wat ons beter gaan laat voel. Is dit nie so nie? As ek weet nie in julle lewens nie, maar as ek nie lekker voel nie, dan moet ek ietsie eet. Of ek moet 'n ietsiekie drink. Hallo? Dis mos waar, Ernest. Ja, nee, Dis waar. In elkeen van ons, as ek nie lekker voel of iets nie, is daar iets wat ek moet doen. Julle sien, 'n beter werk, 'n beter kar. En ek weet in vandag se tyd, that all costs money. Beter werk, ja, ons almal soek seker 'n beter werk. Dis daai, ek is 39 years by my company. Ek kan nie nou 'n ander werk gaan soek nie. Ek moet my ouma vasbyt. Jy sien, ek en jy moet regtig werk daaraan om vergenoeg te wees. Kan ek julle vandag 'n paar vragies vra? Is ons reg? Is julle reg om my eerlik te antwoord? Right, hier gaan ons. Wat is die een ding wat jou weerhou van joy of happiness? Een ding wat jou weerhou van joy of happiness. Waarmee vul jy daardie blank? Daardie gedeelte, waarmee vul jy dit? Sê jy, ek sal gelukkig wees as ek genees is. Ek sal gelukkig wees as ek bevorder word. Ek sal gelukkig wees as ek getroud is. Ek sal gelukkig wees as ek ryk is. Hoe sal jy daardie stelling klaarmaak? Andries? Meer geld. Meer geld, meer probleme. Barry? Ja. Jy sien, en by elkeen van ons is daar 'n ding wat jy glo. Jou gelukkig gaan maak. Maar kan ek jou sê, hoe lank is jy gelukkig met daardie? Nou die volgende vraag wat ek aan julle wil vra. Wat gaan jy maak as jou skip nie inkom nie? Wat gaan jy maak as jou drome nooit bewaarheid word nie? En wat gaan jy maak as die situasie nooit verander nie? Het ons al daarin gedink? Jy sien, ek sê, dis goed om te droom. God knows what we're dreaming about. God always wants the best for us. But sometimes God says no because He knows ons gaan aanjaag met dit wat ons wil hê. Come on! Come on! Dis hoekom die Here nog nie vir my 'n uitstoel gegee het nie, want hy weet ek gaan aanjaag. Die Here weet dit. Jy sien, kan jy nog gelukkig wees? Kan jy nog gelukkig wees met dit wat daardie blank gedeelte invul? Kan jy nog gelukkig wees? Kan jy gelukkig wees sonder geld, Andries? Yes. Ons kan. Jy sien, want as ek en jy nie gelukkig is met daai gedeelte wat ons in daai gap ingesit het nie, het ek en jy onvergenoegdheid. Dan sit ek en jy met onvergenoegdheid. Julle sien, vergenoegdheid leef in ons hart en ons wil. Vergenoegdheid is nie dat ons gevoelens wegsteek nie. Vergenoegdheid is nie dat ons maak of alles oukei is nie. Vergenoegdheid is die vrede wat ons het, dat ons weet dat God die groter prentjie raak sien. Vergenoegdheid is om te aanvaar wat uit God se hand vir ons gegee word. God se woord sê dat hy net die beste vir ons wil gee. Paar punte wat ek wil deel. Wat is die geheim van vergenoegdheid? Die eerste punt, onthou die kruis. Filippense 1 vers 21 in die 53 vertaling sê vir ons, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.
Onthou wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Deur die kruis is ek en jy vrygekoop. Hoor mooi, deur die kruis is ek en jy vrygekoop. Is dit nie genoeg vir my en jou nie? En ek het hier geskryf, wat maak al hierdie ander dinge saak? Ja, ek weet ons het moet 'n werk hê, ek weet ons moet kos op die tafel sit, ek weet ons het moet 'n huis hê, ek weet ons moet 'n kar hê, maar wat maak dit eintlik saak? Spykere gaan op jou pik. Ek dink jy het so rukkie terug, so 2 maande terug het jy 'n nuwe bekkie gekry. Dis 'n bekkie want dis nie 'n Toyota nie. Sê reg. Is hy nog niet? Hoor julle wat waantoe ek beweeg? Jy sien hy's nog nie totdat jy hom uit die showroom uit gery het, then it goes. En as jy hom uit die showroom uit gery het, onmiddellik dan val sy waarde met 10, 15, 20.000 rand. You see, but we always want more and we want better. And Jesus is enough. My boet en my sissa, Jesus is genoeg vir ons. Die tweede een, laat gaan die verlede. Filippense 3 vers 14 en die 53 sê vir ons, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Jy sien, ek en jy sal nooit vergenoegd wees as ek en jy bly vasklou aan die verlede nie. Kan ek dit weer sê? Ek en jy sal nooit vergenoegd wees as ek en jy vasklou aan die verlede nie. Ja, maar die ou dae het ons so en so en so. In die ou dae was dit so en so en so. In die ou dae het ons 50 sent vir 5 liter petrol betaal. My boet en my sisse, ek en jy gaan nie vergenoegd wees as ons bly vashou in die verlede nie. Daar is 'n verskil om die verkeerde dinge wat ons aangegaan het te ignoreer en dit te vergeet. En vergeet beteken dat ons deur die proses werk om ander te vergewe en toe te laat dat God my en jou vergewe. Ek en jy moet ophou deur te sê, as ek net, of as hulle net nie. Julle sien ware vergifnis kom wanneer ons die verkeerde raak sien en dit vir die Here gee. En dan wanneer ek dit gedoen het, dat ek sal wegstap van dit af. En weer eens, as God my en jou sondes vergewe, wie is ek en jy om nie ander te vergewe nie? Leef een dag op 'n slag. Filippense 4 vers 19 en die 53 sê vir ons, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid, deur Christus Jesus. Hier wag ons op die Here. Ek en jy moet gefokus bly op God. Wanneer ek en jy ander plekke kyk, gaan ons nie vergenoegd wees nie. Ons gaan nie. Ek het in hierdie week, het ek 'n boodskap gehoor. Ons almal sê, môre, ons sien uit na wat môre vir ons voorhou. Is dit nie waar nie? Maybe tomorrow will be better. Maar wat vir my interessant was, uit hierdie praatjie uit die boodskap uit is, dat vandag, ons 'n dag nader aan ons graf is. As vandag verby is ek 'n dag ouer. Het ons al ooit daaraan gedink? Jy sien, God se woord sê, leef vir vandag. If today's past, it's past. Die vierde een, vind genoegsaamheid in Jesus. Weereens Filippense 4:13 en die 53, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En hierdie teks sê vir my en jou, dat ons moet vrede hê in Jesus se genoegsaamheid. Dit is slegs deur Jesus dat ek en jy vergenoegdheid sal hê.
Dit is slegs deur Jesus dat ek en jy vergenoegd sal wees. My boetie en sissa, as ek en jy net hierdie kan verstaan en vat vandag. That's all, net hierdie woorde. As ek en jy Jesus het, het ek en jy genoeg. As ek en jy Jesus het, is ek en jy vergenoegd. Ek wil graag afsluit met die volgende. Vergenoegdheid is dat ek en jy sal besef dat Jesus genoeg is vir my en jou. Kan ek dit weer sê? Vergenoegdheid is dat ek en jy sal besef dat Jesus genoeg is vir my en jou. As jy Jesus het, het jy ook God die Vader. Wie hoor wat jy sê? Jy het ook God se liefde en jy het ook die Heilige Gees binne in jou. What more do I want? Regtig. Wat meer wil ek hê? En dan ook, as jy God, Jesus en die Heilige Gees het jy die hemel ook, my boetie, my sissa? Het jy daaraan gedink? As jy Jesus het jy genade vir elke sonde deur jou gepleeg, en 'n anker in elke storm wat jou sal tref. As jy Jesus het jy dis alles wat jy ooit sal nodig hê. 3 vragies en dan is ek klaar. Hoor mooi. Kan 'n siekte toestand jou verlossing besmet? Kan nie. Kan bankrotheid jou gebede verarm? Nou. En dan, 'n tornado kan jou aardse woning vernietig, maar nie jou hemelse woning nie. My boetie en sissa, ek en jy moet leer om vergenoegd te wees. Jy sien, ek en jy het slegs vergenoegdheid wanneer ek en jy Jesus aanneem as saligmaker en verlosser. En waar ek en jy sê, I have everything. Jesus is all that I need. En weer eens wat ek sê, ja, jy moet 'n werk hê. Jy moet 'n huis hê. Jy moet 'n kar hê, of jy moet 'n fiets hê, of jy moet 'n motorfiets hê. Dis nie 'n moet nie. Sien dit alles as wins. Maar my boetie en sis, as ek en jy nie Jesus het nie, is ek en jy op pad hel toe. En gaan ek en jy definitief nie vergenoegd wees nie. Amen. Is dit moeilik? Ja, dit is moeilik. Dit is moeilik. Dit is hoekom ek gesê het, stel wil ek graag terug gaan daar na die prentjie toe van die plaashuis. Jy sien, dis hoekom ek sê, daai is vir my so special. So special. I don't need a palace. I don't need a palace with 3 swimming pools. I don't need a palace with 5 vehicles. I don't need a palace with 10 motorbikes. Ek sien die vrouens check hulle manne so uit en al daai dinge en goed, but it's, you know what, it's, man. Ja, dis lekker. Dis lekker, en as die Here jou seën, by all means. Ek het nie gesê jy moet dit nie doen nie, hoor mooi. Ek het nie gesê dat jy dit moet doen nie. Maar my boetie en my sussie, ek wil hê dat jy vergenoegd sal wees. Dat jy vergenoegd sal wees met Jesus in jou. En dan sal ons nie meer rondkyk en sê, okay, then I'll know that God has blessed me. Kan ek eerlik wees, God has blessed me. God has blessed me with a house, God has blessed me with 2 vehicles, God has blessed me with 2 motorbikes. Kyk, 2. 'n 125 in die stofdonkie. And I'm blessed. Here het my geseën met 'n awesome vrou. Here het my geseën met awesome kinders. Here het my geseën nie dan met 'n awesome job. Partykeer dink ons nie so nie. But I have so much to be thankful for. Wil hê dat jy jou oë nou sal toemaak. Dat jy sal sien dat die Here jou geseën het.
dat ek en jy sal weet dat, Lord, without you, we are absolutely nothing. And Lord, if I have you, I have everything. Amen? Kom sluit die oë. Here, baie dankie vir u woord. Here, my gebed vir elkeen van ons is, Here, en ek inkluis. Is Here, laat ons vergenoegd sal wees met dit wat u vir ons gee. Here, laat ek en elkeen wat na hierdie woord luister, sal besef, Lord, that we only need you. And Lord, that is all about you. Heilige Gees, seën die woord. Seën elkeen van ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra, laat ons die offerhande opneem asseblief.